Goeiemôre broers en susters en welkom by 'n nuwe episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is John Denley, wanneer vreugde weier om te breek, en die tema bloedgetuies en baanbrekers vir Jesus. Soos met die verhaal van Stefanus, kom sommige verhale nie stilweg stil nie. Hulle slaan soos 'n klok. John Denley se lewe is een van daardie verhale. Dit konfronteer ons met 'n soort moed wat amper onredelik voel. 'n Vreugde wat nie in die skaduwee van die dood behoort te staan nie. Sy getuienis dwing ons om te vra watter soort koninkryk iemand soos John Denley probeer vestig wat sing wanneer die wêreld hom aan die brand steek. En tog was Denley se lied nie waansin nie. Dit was heerlikheid. 'n Man wat reeds die vraag van wie sy lewe regeer beantwoord het, kon met 'n melodie op sy lippe in die vlamme staan. Sy verhaal nooi ons om nader te tree, nie om sy krag te bewonder nie, maar om die soort geloof te herontdek wat 'n vreugde in ons wakker maak, selfs wanneer die prys hoog is. Die sleutelvers vir vandag kom uit Matteus 5 vers 12. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Die oordenking vir vandag, die man wat nie sou ophou sing nie. Die emosionele wêreld van John Denley se verhaal is 'n ontnugterende uitdaging, 'n moed wat nie brullend is nie, maar singend. Sy martelaarskap word nie gevorm deur vrees of grimmige uithou vermoë nie, maar deur 'n vreemde, heilige vrolikheid wat weier om vrees die laaste woord te laat hê. Sy vuur is nie die vuur wat hom doodgemaak het nie, maar die vuur wat hom gedraai het. John Denley het hom nooit voorgeneem om 'n skouspel te wees nie. Hy was bloot 'n man wat vriende gaan besoek het met 'n geskrewe belydenis van wat hy geglo het die kerk werklik was. Gebou op die apostels en profete, met Christus alleen as die hoof. Daardie stille oortuiging was genoeg om hom as 'n bedreiging te merk. Toe die owerhede sy belydenis gevind het, het hulle hom van een amptenaar na 'n ander gesleep, elkeen in die hoop dat druk hom sou laat herroep. Maar Denley se geloof was nie 'n teorie nie, dit was diep in sy murg. Hy wou nie buig nie. Soos die weke verbygegaan het en die uitspraak verhard het, het Denley se lot duidelik geword. Die staatskerk het hom as 'n rebel gesien. Die hemel het hom as 'n getuie gesien. Veroordeel om dood te brand, is hy aan die regsmanne oorhandig en die stadige mars na die brandstapel het begin. Tog het niks in hom suur geword nie. Geen bitterheid nie, geen bewerasie nie, slegs 'n bestendige, gevestigde vreugde, asof hy reeds in 'n ander wêreld ingestap het. Toe die vlamme onder hom aangesteek is, het Denley nie geskree of gevloek nie. Hy het gesing. 'n Psalm uit sy binneste het opgestyg, duideliker en harder, opgehef tussendeur die rook van die vlamme. Sy martelaars, geïrriteerd deur sy vreugde, het 'n stuk hout na sy gesig toe gegooi om hom stil te maak. In plaas daarvan dat Denley stil bly of kwaad raak, het hy saggies gelag en gesê: "Waarlik, julle bederf nou 'n goeie liedjie." Toe het hy sy arms weer opgelig, oopgemaak en oorgegee, onverskrokke en aangehou sing totdat die vuur hom huis toe geneem het. Denley het diep binne hom geglo wat Jesus in Matteus 5 vers 12 gesê het: "Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg." Hy het geglo dat die lyding vir Christus nie tragedie was nie, maar triomf, nie verlies nie, maar beloning. Sy laaste lied was nie ontkenning van pyn nie, dit was 'n verklaring dat Christus alles werd was. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Daar kom 'n tyd in elke gelowige se reis wanneer geloof ophou om 'n idee te wees en eerder 'n standpunt begin word. John Denley se storie herinner ons daaraan dat dapperheid nie altyd luidrugtig hoef te wees nie
En so ook gehoorsaamheid nie altyd dramaties hoef te wees nie. Soms is dit net 'n stil, bestendige ja vir Jesus, wat weier om in te gee, selfs wanneer die druk moeilik is. Sy lied in die vuur was nie die resultaat van bonatuurlike kragte nie. Dit was die vrug van 'n hart geanker in 'n groter beloning as enigiets wat hierdie wêreld kan bied. Jy mag dalk nooit 'n brandstapel of 'n vonnis in die gesig staar nie, maar jy sal oomblikke in die gesig staar waar jou lojaliteit aan Christus jou iets kos, jou gemak, jou reputasie, jou stilte, jou gerief. In daardie oomblikke nooi Denley se getuienis jou uit om vreugde bo vrees te kies, oortuiging bo kompromie en aanbidding bo bekommernis. Laat jou lewe 'n lied sing, net daar waar jy staan, net daar in die hitte van die vuur wat jy in die gesig staar, want die hemel hoor elke noot. Kom ons bid saam. O Here Jesus, leer my hart om te sing selfs wanneer die omstandighede rondom my hittig raak. Laat die moed van John Denley iets standvastig binne my wakker maak. 'n Vreugde wat nie van troos afhang, 'n geloof wat nie terugdeins wanneer dit getoets word. Wanneer vrees my aanbidding probeer stil maak, herinner my daaraan dat U my beloning, my krag en my lied is. Laat my lewe die waarheid weergalm dat U elke prys, elke opoffering en elke tree van gehoorsaamheid werd is. Gee my U genade om standvastig te staan in die klein vure wat ek elke dag in die gesig staar. Wanneer my oortuigings uitgedaag word, wanneer die prys van my lojaliteit teenoor U duur voel, wanneer om stil te bly makliker lyk as om die waarheid te praat. Vul my met 'n heilige vrymoedigheid wat lofprysing bo paniek kies en toewyding bo kompromie. Vorm my hart in 'n plek waar aanbidding natuurlik voorkom, selfs te midde van druk. Mag my lewe 'n melodie word wat U eer, 'n lied wat nie deur vrees, ontmoediging of teenstand stilgemaak kan word. Versterk my om met dieselfde vreugdevolle vasberadenheid te leef wat U dienaars voor my gedra het. In U oorwinnende naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 5 vers 41. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. Hierdie vers weerspieël dieselfde vreemde, tog stralende vreugde wat John Denley in die vlamme gedra het. Die apostels was nie bly omdat lyding 'n goeie ding is nie. Hulle was bly omdat lyding hul lojaliteit aan Christus bewys het. Denley se lied in die vuur weerspieël dieselfde gees, 'n hart wat oortuig is dat die koste om die ampt van disippelskap te dra 'n eer is en nie 'n tragedie nie. Die volgende vers kom uit Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Hierdie skrifgedeelte vang die innerlike houding vas wat Denley vreesloos gemaak het. Sy dapperheid was nie natuurlik nie. Dit was gewortel in 'n God wat elke bedreiging weerstaan het. Psalm 27 verduidelik die geestelike logika agter sy kalmte. Wanneer die Here jou krag is, verloor vrees sy greep. En aanbidding word jou reaksie, selfs in die aangesig van gevaar. En dan die laaste vers kom uit 1 Petrus 4 vers 14. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle is. Petrus se woorde beskryf presies wat gebeur het terwyl Denley gesing het. Die Gees van heerlikheid het op hom gerus, hom versterk, hom standvastig gemaak, hom gevul met 'n vreugde wat geen aardse sin gemaak het nie. Hierdie vers herinner ons daaraan dat God nie sy mense in hulle beproewinge verlaat nie. Hy beklee hulle met heerlikheid in die oomblikke wat bedoel is om ons te breek. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê,
Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.